Nou goeiemôre julle. En is lekker om by mekaar te wees en ek wil net terugkom waar by hierdie kort reeks waar ek is hier tussen Paasfees en Pinkster. Is dit vir my so belangrik net as 'n pastoortjie van 'n klein gemeentetjie om net te kom stop en te kom sê wat beteken hierdie twee feeste en is ons bewus daarvan en is ons reg en as die Here sê Paasfees is die begin van jou jaar, is daar 'n rede vir dit. Ag Michelle, draai net van die fan een sagter. Daar's net so 'n bietjie. En ja, net draai met een keer. Dankie. En so om net op 'n punt te kom in ons lewens waar ons net sê hierdie twee feeste wat die sentrale punt is van ons Christendom, verstaan ons dit, is ons reg daaroor en leef ons met missie. En so vandag wil ek net so 'n bietjie kyk na die ABCD van Christendom. Nou as enigeen van julle, en so dit nie voorheen uitgedeel nie, ek dink dis 'n ritme wat gaan gebeur soos jy die blaadjie vat. En as jy graag notas wil neem en jy bring nie jou eie pen of Bybel kerk toe nie, op die agterste tafel is daar 'n mandjie vol penne. En so gryp net vir jou 'n pen. Ek dink wat ons kan doen vir dies wat dalk luister, is nie 'n slegte idee om 'n paar Bybels in die boekrak te sit wat spesiaal vir ons is nie. En as jy nie 'n Bybel het nie, dan gryp jy hom en jy kan lees wat ek lees. Maar as jy wil notas neem, voel vry, staan op, gaan kry 'n pen daar agter om notas te neem. Maar julle kan maar net luister en by die huis gaan doen. So hier's wat ek by wil stil staan. Ons het laas week het ek vir julle die vraag gevra, hoekom is jy 'n Christen? Hoekom is jy 'n Christen? En is vir my 'n baie ernstige vraag, een wat ek hoop jy oor gaan dink het en ek hoop as ek nou na jou toe stap en ek vra vir jou, sê vir jou pastoor, hoekom is jy 'n Christen? Dat jou antwoord een is wat deurdink is en nie net van 'n kinderkerk af vir jou geleer is of maar net aangeneem is, dis 'n goed genoeg antwoord nie. Dat jy die definisie stoei tot in die grond. Wanneer 'n vrou na haar man toe kom en sê, hoekom is jy lief vir my? Guys, amper so gevaarlik soos lyk ek vet in hierdie rok, maar die vraag bly belangrik. Hoekom is jy lief vir my? En as jy net sê want jou kos is lekker, moet jy maar net verstaan, daar's moeilikheid. Want jy was mooi toe jy 20 was. Ek weet nie wat jou antwoord. Die probleem is jou antwoord sê baie oor wat in jou lewe aangaan. En ek sê nou vir julle, al preek ek vir 'n koor, al sê julle almal Evelyn, we've got this, let's get to something more. Al sê julle vir my, jy praat met die verkeerde mense. Dit is nie ek sê nou vir julle, meeste Christene weet nie wat om te sê nie. En as dit nie jy is nie, dan is dit Christene in jou wêreld. Maar meeste mense weet nie hoe om te antwoord nie en dis hoekom ons is waar ons is. Ons raak kwaad vir die wêreld, maar ons is te blame. Die Here raak kwaad vir Christene in die Bybel, nie vir die duiwel nie. Hy raak kwaad vir die Jode, want hulle moes beter geweet het. Die Nuwe Testament raak kwaad vir die kerk, want die kerk moet homself regkry. En so daarom is dit belangrik om hierdie vrae te vra en nie net te sê ja, beweeg aan nie, maar om met hierdie goed te gaan stoei by die huis vir redding, dis belangrik. So hoekom is jy 'n Christen? Hoekom is jy 'n Christen? Ek het na 'n paar goed gaan kyk laas week, nee, ek's 'n Christen want Jesus het vir my gesterf. Kry 'n antwoord. Weet jy wat dit beteken? Wat gebeur as my volgende vraag is, hoekom het hy vir jou gesterf? Hoekom is jy 'n Christen? Wat maak dit uit vir jou gesterf? So wat? Mense gaan sterf van oorloë elke liewe dag vir ons land, of nie in ons land nie, maar in ander lande gaan sterf mense vir hulle land. Hoekom is jy 'n Christen? Jesus het vir my gesterf. Hoekom het hy vir jou gesterf? Om my sondes te vergewe. Hoekom moes jou sonde vergewe geword het? Kan maar net enigeen vir julle al met 'n 3-jarige geleef vir 'n kort rukkie. Né? Papa, ek hoor die aarde is rond. Ja, hoekom? Want hy is nie plat nie. Hoekom nie? Kan maar julle weet hoe dit gaan. Die enigste vraag wat geen uiteinde het nie is, hoekom? Dis hoe jy moet praat oor jou Christendom. Hoekom is jy 'n Christen? Dis die woord hoekom. En stoei hom Christen is al, as jy niks hoor nie, is dit al wat ek wil hê jy moet hoor. Stoei met daai vraag, so diep soos jy kan gaan, want ek sê nou vir julle, daar's mense in julle lewens wat julle daai vraag wil vra, maar ek dink hulle sien op jou gesig, hulle kan nie. En ek dink hulle is bekommerd dat jy bang is, hulle vra jou daai vraag. Leef met vertroue dat ek hierdie vraag deurdink het, kom vra my. Ask me. Nou hier's die Bybelversies van laas week wat so belangrik is. Markus, ek gaan nie daaroor gaan, dit was laas week se preek, maar Petrus sê Jesus is die Christus.
Christen. Jesus is die Christus. Groot revelasie. God het dit vir jou gesê, ek bou die kerk op Christenskap. Ek bou die kerk op Christus. Op hierdie idee van Christus. En direk daarna, om vir jou te wys dat hierdie preek vir Christene is, gaan die een met die revelasie, en hy bestraf die Christus, en maak asof hy vir die Christus kan sê wat die Christus moet doen. Nee, jy sal nie, nee, jy mag nie. En Christus draai om en bestraf die Christen met die revelasie en sê, wyk Satan, jy dink so aards, jy bedink nie die dinge van my Vader nie. En ons as Christene dink heeltemal te aards, en ons weet nie werklik hoekom ons Christene is nie. En dis hoekom hy skrif so belangrik is, deurdink dit en sien jouself in Petrus se skoene. En toe Petrus sy kans kry om sy briefie te skryf, toe almal sê skryf net vir ons iets, leiertjie van die kerk, sê hy hierdie woorde uit persoonlike refleksie en belangrik vir ons om te onthou, en dit is vir my so mooi, julle moet hierdie woorde hoor uit Petrus se mond toe hy 'n ouer man is, en hy skryf hierdie woorde neer, toe sê hy, as iemand julle uitvra oor die hoop wat in jou leef, hoekom is jy 'n Christen? As iets wat in jou leef. As iemand jou uitvra, soos Jesus Petrus uitgevra het, as iemand jou uitvra oor die hoop wat in jou leef, wees altyd reg om te reageer. Wees altyd reg om te reageer. Nee, ek het sonde in my lewe. Net nie my vra nie, want kyk hoe stikkend is my lewe. Ek is 'n baie slegte voorbeeld. Weet jy wat? Ek bly jy wil meer weet oor Christendom. Ek gaan laat my pastoor jou bel. Nou doen dit asseblief. Ek het tyd in die week. Julle kan my besig hou. Julle kan regtig my besig hou as julle wil. Ek gaan kuier graag by julle vriende of wat ook al. Wat is die verkeerde antwoord? As hulle jou vra, moet jy kan antwoord. Moenie vir hulle sê my lewe is nie regtig 'n goeie voorbeeld nie. Jy is mos 'n Christen. En so, daai vers is belangrik. Ons moet dit ag, dit kom van die Here af. Hy wil hê jy moet reg wees om te reageer. En toe in Handelinge word hulle vir die eerste keer Christene genoem. Hoekom? Want die wêreld kyk na hulle en hulle lyk soos klein Christusies of 'n Christusgroepie of mense wat leef en lyk en praat oor Christus die heeltyd. OK. Nou, laasweek het ons te vinnig gevra 'n paar vragies. Jy moet hierdie vraag ken om aan te beweeg na hierdie week toe. So ek gaan nie by stil staan nie, maar vir ingeval jy laasweek was nie, en die preek was te lank, net vinnig, wie is Jesus? Jy moet weet, jy bid in sy naam, jy dra sy naam, as jy nie weet nie, verstaan jy nie, wat sy missie is nie, en wat sy identiteit is nie. Hierdie seun van mense, hierdie beeld van mensdom, is die Jesus. Wat beteken sy naam? Dis die identiteit wat jy dra. Wat beteken Christus? Jy moet weet. As jy nie weet wat Christus beteken nie, verstaan jy nie hoekom hy Jesus so 'n big deal, so 'n groot storie is nie. God het al lank al beloof deur die hele Ou Testament. Die meeste van ons wil weggooi want ons dink dit is oud en vol wette, maar die hele Ou Testament beloof hy iets. In Jesus vervul hy sy belofte. Dit is vervul. En die belofte is in Jesus en hy is die Christus, Jesus. En dan wat beteken Christendom? Belangrik om my vrae te kan antwoord en te weet wat dit beteken, anders speel ons net kerk. Nou, hierdie week, ja, wat's Christen, jy kan maar aangaan, wat is ek, waar is ek dan na dit? Wat's na dit? Is daar iets na dit? Het ek enigiets na dit opgesit? Het ek enigiets na dit opgesit? Paasfees, okay, Christendom in een woord, is Paasfees, laasweek se preek, ek gaan nie daaroor praat nie, gaan aan, maar dis wat Paasfees is, en so hierdie week vra ek vir jou, weer 'n keer, hoekom is jy 'n Christen? Okay. Nou, ek noem hierdie die ABC van Christendom, want ek wil nie julle soos kinders laat voel nie, maar ek glo tog in die simplistiese ritme om iets te verstaan, so simplisties soos 'n kind, want as jy dit nie aan 'n kind kan verduidelik nie, gaan jy dit verseker nie aan jou ateïs of jou koue godsdienstige vriende verduidelik nie. En so probeer altyd met 'n kind praat en ek beloof vir jou, jy sal dit reg kry met groter mense. ABCD. Okay. Nommer 1. Begin by die A. Die eerste beginsel in Christendom wat jy moet vasmaak en verstaan om aan te beweeg en te sê ek is 'n Christen of hier hoekom ek 'n Christen is die skepping. God skep hierdie wêreld perfek. En hy wil gesien word deur sy handewerk. Hy wil geken word deur die natuur, Romeine 1. Hy kan in die natuur gesien en beleef word. Jy het mos 'n beeld van God in die natuur en sy liefde en sy handewerk.
En toe val ons. Toe val ons en ons verwoes sy handewerk. Ons daar's 'n korrupsie in die skepping en daarom hyg die skepping Romeine 8 na sy terugkeer om hierdie gebrokenheid binne in die skepping te herstel. Ek is net soos baie van julle, as ek naby aan die huis van die Here, die kerk van die Here wil wees, dan gaan ek Bosveld toe. Ek soek 'n berg. Ek soek 'n berg en hopelik 'n bokkie of 'n kameelperd of iets wat daar rondloop. Dan voel ek naby aan die Here. Ek hoor julle harte, so moet my nie verkeerd verstaan vanoggend nie. Maar jy kan God nie beleef in die natuur nie. Jy kan nie. Want jy gaan die eerste leeu sien, hardloop agter die swakste bokkie en dan vir jouself sê, "Sjoe, Here, ja, dis seker hoe iemand voel met kanker." Jy gaan die natuur dophou en sien hoe wreed die natuur is. Jy gaan sien hoe die leeu die lam eet en die leeu lê nie by die lam nie. Jy gaan sien hoe buite die natuur die swakstes tussen ons uit en jy gaan sê, "Maar Here, dis die mensdom. Dis 'n boelie." Jy gaan nie God in die natuur leer ken nie. Kan jy eienskappe van God leer ken? Guaranteed, natuurlik. Ek love dit. Ek's mal oor die Bosveld. Ek voel so naby om God op te sien hoe mooi sy innocence, die skoonheid van sy natuur is. Jy gaan God nie leer ken in die natuur. En toe ons dit agterkom, toe draai ons na iets belangrikers en ons vra om vir beter rigting as jou skepping, want jou skepping is korrup tot in sy kors. Toe sê hy, "Oké, ek gee julle die wet." En ons kon hom nie leer ken deur reëls en regulasies nie. Ons kon nie sê, "Ek weet wie God is, nee, jy sal nie dit doen nie. En as ek dit nie doen nie, dan ervaar ek God." Kan jy God ervaar deur 'n heilige lewe? Verseker kan jy. Kan jy God beter beleef deur om nie te vloek nie, nie te drink nie, nie te rook nie, verseker gaan jou Christenskap beter wees. Dis soos om in die natuur God te beleef. Natuurlik kan jy hom beleef in die natuur. Natuurlik kan jy God beleef in die wet. Dis sy wet, dis sy karakter en sy eienskappe. Kyk na die muur, jou dwaas. Kyk na my wette en leef. Tuurlik kan jy hom sien in sy wette. Jy gaan hom nie leer ken daar nie. Julle Ou Testament is 'n bewys daarvan. So toe draai ons na goeie soos wysheid. Ons gaan verby die wettiese boeke en ons dink Salomo. Daar's nou 'n man wat elke vrou sê, "Ek wens my man was soos Salomo." Nee, julle vrouens, hy was die rykste man in die Bybel, hy het die tempel vir die Here gebou, hy het die wysheidsboeke geskryf. Julle almal wil 'n man soos Salomo hê, nee. Ek weet hoe om 'n Christen te wees. Ek moet wyser werk, ek moet 'n company begin, ek moet so met my geld werk, ek moet so werk met my kinders. Wysheid is die antwoord. Dit het vir Salomo mooi gewerk, nee. Nee. Julle 1000 vrouens wat om een man skaar asof hy alles is. Kyk hoe sexy en kyk hoe ryk is hy. Simpel. En nie vrouens nie, ek bedoel Salomo. So die punt bly staan is, jy gaan God nie leer ken in wysheid nie. Ek beloof jou dit. Gaan jy eienskappe van God leer ken in wysheid? Verseker, moet jy jou kind by die boek Spreuke laat stil sit en sê, "Lees hierdie boek, eet hom op." Verseker moet jy. Gaan jy God daar leer ken? Nee, gaan nie. Salomo kon nie. En hy wysheid is hom gegee deur God. En so eventueel draai ons na iets wat op die rug van wysheid lê, want dit klink so guru-rig. Dit klink so wys. Dit klink so, dit was nou diep, pastoor. En ons gaan na geestelikheid. Spiritualisme. Hagetri. Klim op 'n berg. Sit by iemand in 'n oranje suit wat heeldag net go and give away your money. En dan voel ons net ewe skielik, spiritualisme. Ek voel hier in my hart. Ek luister. Okay. En ons weet nie eintlik wat aangaan nie, maar ons raak stil, ons raak rustig en ons fokus op iets wat hier binne-in opborrel en dan ek is 'n geestelike mens. Ek vra die Here voordat ek besluit wat se handdoeke om in my badkamer op te hang. Wat se kleur soek jy vandag, Here? En jy dink hoe geesteliker jy is. Jy dink hoe dieper jy in die geestelike dimensie kan indruk en inbeweeg elke oggend voor jy opstaan. Dis hoe ek sal hom sal leer ken. En ek vra jou die vraag. Werk dit? Werk dit wanneer mense in geestelike dimensies probeer indruk om God te leer ken? Werk dit vir Indië?
Werk dit vir mense wat dink hulle kan in 'n geestelike dimensie gaan speel en God, en ek sê vir jou dit werk nie. Baie kerke is voorbeelde daarvan dat as jy dit soek, sal jy mislei word. En so die heel begin van 'n Christense denke is, Here het al hierdie goed geskape, die natuur is mooi, die wet is mooi, wysheid is mooi, die geestelike dimensie is mooi en ons kan U leer ken in daai plekke, maar tog is die mensdom pad na die verderf. En ek lees vir julle hierdie woorde in Johannes 1 vers 18. Niemand het God nog ooit gesien nie. Dis hoe Johannes sy evangelie begin. In die begin was die woord, en die woord was God, en die woord, en die lig het gekom. Die aha moment het gekom, en niemand het dit gesien nie. Niemand het dit gesien nie. Hou op om jouself te mislei, jy wat so goed leef, of so geestelik is, of so wonderlik en kon. Hou op om jouself te mislei, as jy nie die regte antwoord het nie, gaan jy jouself en ander mense mislei. Niemand kan God sien nie, dis die eerste ding van die skepping. Jy kan hom nie in hierdie skepping sien nie, die skepping is gevalle. Hy moet ook gered word. Daarom brand God die hele skepping soos 'n veld af, sodat die nuwe gras weer uit die brand kan uitgroei. Besef julle, God gaan die skepping brand, verwoes. Die hele skepping moet verwoes word. En so daarom niemand kan God ken of sien nie. Niemand kan God ken of sien nie. En as 'n Christen nie daar begin nie, dan gee jy vir mense valse hoop. Jy kan nie. Jy kan nie. So wat nou? Kom ons gaan huis toe. Great preek. Ek hoop julle het nou mooi geleer. Julle kan hom nie sien nie. Is dit reg so? Kom ons bid en sluit af. Bobbie, het julle nog 'n liedjie op die einde vir ons? Dis genuine waar dit stop. Dis eerlikwaar waar die lewe van mense stop. Want dis die realiteit. En dis dit. Daarom, soos ek laasweek gesê het in Openbaring, huil Johannes as hy daai boekrol met al die name op sien en hy sê niemand kan dit oopmaak nie. Dis geseël, almal wat wysheid gehad het en God beleef het in die skepping en bietjie wette toegepas het in hulle lewe. Almal van hulle is op pad hel toe. Niemand kan hulle name uitblaas soos die skepping. Niemand kan hulle name noem sodat hulle welkom is in die hemel nie. Niemand kan dit doen nie. O, ek wens daar was 'n leeu wat kan opstaan en die vyand se kop verwoes, sodat iemand net dit kan oopmaak, en daar was geen leeu nie. Ons kan God nie beleef nie. En jy kan nie iemand kerk toe bring en verwag hy gaan God net hier beleef, want ons is almal, leefgemeente. Ja, as jy in hierdie gemeente sit, gaan jy God beleef, want hier's daar 'n klomp smart mense. Wrong answer. Ek hoop niemand van julle dink julle pastoor is smart nie. Ek het in hierdie week met een van ons eie lidmate beklei oor die foon. En soos, daar's baie fout met my. Baie. En so dan skryf Johannes hierdie vers, en hy sê, niemand het God nog ooit gesien. Maar gaan hy aan, en as Christen moet jy verstaan hoekom jy 'n Christen genoem word. Die unieke seun, self God, hy baie na aan hom. Die oorspronklike vertaling sê, hy lê aan sy bors. In ander woorde, die hartklop is een. Dis soos, jy kan nie nader kom as dit nie. In ander woorde, hulle is een. Hulle is dieselfde. Dis net om te verstaan dat een is beeld en een is gees, maar hy lê aan die Vader se bors. Daarom kan hy ons vertel. Daarom kan die Christus, Jesus, ons vertel wie die Vader is. Hy kan ons leer wat ons van God moet weet. Wie gaan jou leer? Christus. Dis al. Maar ons wil nie Bybel lees nie, ons wil nie bid nie. Ons wil nie die evangelie van Johannes deurdink nie, en ons wil nie ons mond oopmaak en met hom praat in die oggende nie. Nee, ons kerk is genoeg vir my. Party mense gaan nie eens kerk nie, die internetpredikante is genoeg vir my. 'n bietjie boodskapies van Angus op die oggend op my foon is genoeg vir my. En sonder Jesus gaan Angus hel toe. En is belangrik om te verstaan hoe ons God leer ken. Volgens Johannes 1. Niemand ken God nie, net Jesus. Nou as jy dit besef,
En as jy op 'n punt kom waar jou kerk jou nie red nie, pastore red jou nie, niks wat jy doen nie, jou slimmigheid red jou nie, jou geld red jou nie, jou welsyn red jou nie, sit jy met 'n groot krisis. Ek is op pad hel toe. Hoekom? Want ek ken Jesus nie. Ek weet nie wat hy vir my wil hê nie. Nou begin jy vra, as jy met Jesus kan tyd spandeer, watse vraag gaan jy hom vra? Here, hoekom is ons hier? Here, wat is my doel? Wat is die betekenis van my lewe? Wat wil jy van my hê? Ek verstaan nie lekker nie, Here, praat met my, en jy begin onmiddellik vra, wie is Jesus? Wie is Jesus? En so die B van 'n Christen se lewe, as die een die skepingsverhaal is die tweede gedeelte die Paasfeesverhaal. En jy moet onmiddellik draai van alles is stikkend en alles is vol sonde, na hy het iets daaromtrent gedoen. Sonder om Paasfees raak te sien, is alles verlore. Jy kan nie die storie mooier maak as wat dit is nie, jy jok vir mense. Sonder Paasfees is alles verlore. En so dan draai jy na Paasfees toe. Jy moet Paasfees leer ken. Jy moet verstaan om vir mense te verduidelik wat Paasfees gebeur het. Verlede vergewe, dis in julle blaadjies, nê. Jou verlede is vergewe. Jou nou is nuut en jou hoop is die hemel. Jou verlede is vergewe, jou nou is nuut en jou hoop is die hemel. Daai 3 ritmes moet in jou mond kom, as iemand met jou praat, as iemand jou bel. Ek is jammer my kind, ek is baie jammer om te hoor wat jy gedoen het, ek verstaan dis baie erg, ek verstaan jy voel skaam oor die sonde wat jy gepleeg het, ek verstaan dis embarrassing, voordat ek verder met jou praat, of enigsins sê wat jy dink ek vir jou gaan sê, wil ek net vir jou sê, as jy aan Jesus Christus vashou en hom leer ken, as jou verlede vergewe, jy gaan 'n nuwe nou ervaar en jy gaan 'n hoop hê op die hemel. So kom ek trap jou nou uit. Hoe stupid was jy? Hoekom het jy dit gedoen? As jy mal in jou kop? Ja, sê net voordat jy op jou kind skree, sê net vir hulle, my kind, as jy vashou aan Jesus en hom leer ken, wil ek vir jou sê, jou verlede kan vergewe wees, jy kan 'n nuwe nou hê, en daar's 'n hoop vir jou in die hemel. Ons sê dit nie genoeg vir mense nie. Paasfees. Ek gaan dit bly sê en mense raas met my, want almal stem nie saam met my nie, maar ek gaan dit bly sê. Dis die maklikste ding wat jy aan kan dink is om hemel toe te gaan. So maklik om hemel toe te gaan. Dis nie maklik om heilig te leef nie. Dis baie maklik om hemel toe te gaan. Maar dit gaan oor Jesus. Ek lees vir julle Johannes 14, nou sê aan die einde van sy brief, dis Paasnaweek tyd. En hy sê hierdie woorde. Jesus sê toe vir hom, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand gaan by die Vader uitkom, behalwe deur my nie. As julle my ken, sou julle my Vader geken het. En van nou af, hier is Paasnaweek se krag. Hier is die vers wat Paasnaweek sy krag gee, en vir Christene hulle arrogansie gee. Dis 'n aaklige woord, dis 'n verkeerde woord, ek besef dit. Maar hier's wat vir Christene hulle waagmoed, hulle bravade, wat Petrus gehad het toe hy sê, man, ek staan op vir Jesus, al sluit julle my toe, ek is nie bang vir mense nie. Dis wat jou dapperheid gee, is hierdie asemrowende woorde uit Jesus se mond uit. Van nou af ken julle God. Niemand kan God ken nie. Van nou af ken julle hom. Ek ken God. Hoekom, Christen? Ek weet wat God sê. Hoekom weet jy wat God sê? Want ek voel dit hier in my maag. Nee, dis jou styk. Hoekom weet jy wat God vir jou wil hê? Omdat het baie gebid daaroor. Ja, en jy gesien hoe baie bid boeddhiste. Want ek het Jesus gaan bestudeer. Ek het gaan kyk na die hartklop van my redder. En dis wat hy gedoen het, en dis wat hy sou gedoen het, en ek sien dit raak in sy woord. Ek ken God. Ek weet dis nie van God af nie. Hoe weet jy dis nie van God af nie? Want dis nie Jesus nie. Wys dit vir my. OK, dankie dat jy vra. Hy is so baie daarvan om te brag oor hoe baie ek van die Bybel weet. Kom, nooi my vir koffie. Pastore hou daarvan om te brag oor hulle Bybelkennis. Nou die dag wys ek vir my, ek het gisterand my graad vir die kinders gaan wys. Kyk hierdie graad.
Mamma het dit in 4 jaar gedoen en pappa het dit in 9 gedoen. En dis nie eers alleen nie. So die punt bly staan is, fokus op jou preek. Okay, hier gaan ons. Van nou af ken julle hom en het julle hom reeds gesien. Van nou af ken julle God en het julle God gesien. Niemand het nog ooit vir God gesien nie. Jy het nog nie vir God gesien nie. Ek sien hom. As ek my oë toemaak, sien ek hom. Ek sien dat hy nie optree soos ek optree nie. Ek worstel met hoe om op te tree, want in my hart weet ek, hoekom weet ek? Want ek sien hom anders reageer as ek. En ek sukkel om soos hy te reageer. Maar ek weet hoe ek reageer is nie van God af nie. Want ek sien God. Ek sien hoe hy met mense werk. Ek sien wat hy doen. Toe sê Filippus, toe sê Susan, ek moet dit prakties maak, ek kan nie op my vrou aanhou pik nie, toe sê Susan de Wit, Here, wys ons net die Vader, en dit sal vir ons genoeg wees. Geef my 'n visioen, geef my 'n droom, stuur 'n profeet oor my pad. Here, doen net ietsie vir my bonatuurliks. Wys net vir ons hoe God lyk. En hoor Jesus se antwoord, Christen, julle ken hierdie Bybelversies. Hoor sy antwoord. Dis so hard. Ek is al vir so lank by julle. Filippus, en jy ken my nog nie. Wys ons die Vader. Jy ken my nog nie. Wys ons God. Jy ken my nog nie. Hoe vra jy dan wys ons die Vader? Glo jy dan nie dat ek in 'n hegte verhouding met die Vader leef en hy met my nie? Die gedagtes wat ek met julle deel, kom nie uit myself uit nie, maar dit kom van die Vader, wat in my bly en deur my sy werke doen. Ons is bang vir hierdie versies, want meeste van ons kyk na pastore. En pastore sê hierdie regtelik. Jy is veronderstel om vir mense te kan sê, hey, jy wil weet wie is die Vader? Kyk 'n bietjie hoe tree ek op in my besigheid. Kyk 'n bietjie hoe praat ek as ek kwaad raak. Kyk 'n bietjie hoe hanteer ek my vrou. Jy is veronderstel om daai goed te kan sê vir die mense wat om jou lewe. Want Paulus sê dit, doen wat ek doen, want ek doen wat Christus doen. Maar ons doen dit nie. En dan kyk ons na pastore wat dit nie doen nie. Ons kyk na oomblikke in hulle lewe wanneer hulle swak is. Ons sê, ek is 'n pastoor, doen wat ek sê. En as jy sê, maar dis nie die Bybel daai nie. En as ons ewe skielik so bang dat as pastore arrogant raak en sê, ek sê nou vir jou, dan word ons bang. En dan bly ons eerder stil. En as ons stil bly, die duiwel bly nie stil nie. En God sal laat die rotse uitskree. God sal laat mense goeie dade sien deur 'n moslim. God sal laat die rotse uitskree. God sal laat klippe wat dood is soos afgode. Hy sal laat die afgode begin praat. O Here, hoe vreeslik is dit nie as dit die skande van die kerk is? Dat stom dinge begin praat, omdat ons stil bly, omdat ons bang is om te kan sê, kyk na my lewe, dis nie perfek nie, maar ek sien jy, kyk 'n bietjie hoekom ek doen wat ek doen, want ek doen dit wat die Bybel sê so, want Jesus het dit so gedoen. Wees 'n bietjie braaf en praat 'n bietjie so, en weet julle wat, as jy nie so kan praat nie, good, maar dan moet jy begin so praat. En hoe gaan jy so praat? Jy gaan bietjie meer oor Jesus moet leer en jy gaan jou huwelik of jou finansies of goed moet begin regkry. As jy nie wil sê, kyk na my want ek kyk na God nie, gaan jy nooit jou lewe regkry nie. Jy het nie 'n rede nie. Jy gaan mos hemel toe. Die enigste rede wat jy het om op te hou jou meer verloor vir 'n taxi wat vir jou inspring, die enigste rede wat jy het om jou meer te verloor nie, is jy wil vir die ou wat saam met jou in die kar ry sê, hey, jy ry 'n kort hier meer. Jy moet 'n bietjie die meer kry wat ek het, want my meer is soos Jesus se. God seën jou. Okay, so jy is veronderstel om jou getuienis so uit te leef, dat as mense dit bevraagteken, jy dit kan antwoord. Ja, jy moet jou pastore vra oor wat hulle sê, en hulle moet kan antwoord. Dis my so mooi, glo jy dan nie? Dis my so mooi. Die gedagtes wat ek met julle deel, kom nie uit myself nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en deur my sy werke doen. Ken jou Bybel en jy kan dieselfde begin sê as jy dit is, gaan oor Jesus. Dan see. En dis want ons op pad is hoekom ek opgewonde is en ek wil nie daar kom en dan is dit net 'n leë fees nie. Ons gemeente verjaar op hierdie fees, die datums verskil.
Maar ons eerste by mekaar kom was Moedersdag en toe was ons eerste diens op Pinkster. En op Pinkster het ons eerste kerkdiens gehou hoeveel jaar terug. En so, dis vir my 'n baie belangrike fees. 50 dae na Paasfees. So 'n week of so, 'n paar dae na Hemelvaart. So niemand kan God sien nie. Ons kan Christus sien. Niemand kan God sien nie, ons kan Jesus sien. Niemand kan God sien nie, ons kan Jesus sien. As ons Jesus sien, sien ons God. Die derde ding van, hoekom is jy 'n Christen, is hierdie. Die wêreld kan nie God of Jesus sien nie. Hulle kan nie. Hulle sonde maak hulle blind. Die wêreld kan net vir jou sien. Soos God vlees moes word, en tussen ons kom woon, sodat ons hom kon sien en hom vat en hom kon voel, soos Johannes sê, ons het hom gesien, ons het aan hom gevat, ons het aan hom gevoel, jy het nie, ons het, so luister na ons, dis nou jou beurt om dit te sê. Jy ken nie God nie, maar ek doen, hoekom? Want ek sit in die kerk, ek luister na sy woord, ek lees my Bybel, ek bid, ek korrigeer myself, ek het vriende wat my korrigeer, ek doen al die werk, ek sit en kyk na my, luister na my. Luister na my. Sien die goed in my raak en verstaan, dis Jesus wat jy raak sien. Die wêreld sien Christen raak. Die eerste preek van Petrus. Hy staan daar op en hy sien Jesus raak, maar hulle doen nie. En hy preek vir hulle en hulle sê nie, o nou weet ons ewe skielik na al die preke wat Jesus gepreek het. Nou verstaan ons nie. Nee, daai mense het alles gehoor wat Jesus gepreek het. Maar hulle sê nie, o nou maak dit wat Jesus sê sin. Nee, hulle sê, pastoor, wat moet ons nou doen? Wat moet ons nou doen, pastoor? Pastoor moet nou die antwoord gee. Christen, jy moet die antwoord gee. Wat moet ons nou doen, Petrus? Hulle sien jou raak. Dis waar die kerk val, want ons is bang dat ons al is wat hulle kan raak sien. Kan iemand Jesus sien in sy binnekamer? Verseker. Kan hy in 'n droom? Verseker. Kan 'n ou net in 'n hotelkamer die Bybel oopmaak en Jesus spring uit die bladsye uit? Verseker. Kan jy net 'n liedjie luister op die radio en in trane uitbars? Natuurlik, maar jy verstaan die beginsel van my hart. Nêrens in die hele brief van Handelinge is dit net Jesus nie. Dis altyd 'n Christen. Almal sê, Jesus het aan Petrus verskyn, aan Paulus verskyn. Paulus het Jesus gesien, jy het nie, hy het Stefanus gesien. Paulus het 'n Christen gesien voor hy Jesus gesien het. 'n Christen het gesê, Here vergewe hom, hy weet nie wat hy doen nie. Hy het 'n jong man gesien bid. En dit het iets aan hom geroer. Dat toe hy hom afslaan en sê, jy vervolg my, toe word die koneksie gemaak en sy hart draai na 'n Christen soos Stefanus toe. Christene, jy moet verstaan hoekom jy 'n Christen is. Dit is wie die Here gaan gebruik. Die kerk. Hou op om kerk net sleg te sê en pastore net sleg te sê, want die Here gaan dit gebruik. Dis deel van 'n kerk en sink jou in daai plek in. Want die wêreld moet Christene sien in coffee shops en al die stres en alles wat om ons aangaan, dat die wêreld moet ons sien. So, okay, 1 Johannes 4, weer Johannes sien, maar nou skryf hy sy brief, heel aan die einde van sy lewe, skryf hy hierdie woorde. Niemand het God nog ooit gesien nie. Dis presies wat hy in die begin van sy evangelie skryf, nou skryf hy dit hier in die begin van sy briewe aan die kerke wat hy al bou het. Niemand het God nog ooit gesien nie. As ons egter mekaar liefhet, ons wat Christus kan raak sien, as ons egter mekaar liefhet, kan mense God in ons lewens sien. As ons mekaar liefhet, kan hulle God sien? Nee, God in ons sien. Hulle sien ons en beleef God. Sy liefde blom in ons, soos hy bedoel het, dit moet doen, dit moet wees. Dit is vir ons die bewys van die intieme verhouding wat tussen God en ons as sy kinders bestaan. Wat is die bewys? God het sy gees in ons laat werk. Wat is die bewys jy's 'n Christen? Mense sien God in jou raak. Hoekom is dit 'n bewys van jou Christenskap? Want die enigste manier hoe mense God in jou raak sien is die Heilige Gees maak dit moontlik. Want jy is 'n vuil goed.
Ek is 'n vuil goed. Oppas. Ek is 'n vuil goed. Hoekom kan mense God in my raak sien? Die Heilige Gees. Pinkster. Dis 'n bewys vir my dat as mense sê, "Ja, pastoor, jy is so na Pinkster. Dankie." Yes. Meer as geniet sien mense die slegte in my raak. Dis nie vir my 'n bewys van my Christendom nie. Maar selfs as ek huis toe gaan en mense sê my sleg want hulle sien die slegte kant van my, dan raak ek stil voor die Here en ek raak hartseer en ek sê vir hom, Here, dankie dat ek omring is deur mense wat my raak sien. Nou wil ek teruggaan en hoop hulle sien die Gees raak. Verander my. En so selfs die sleg in my dring my terug na die goed in my. Die Gees van God het my moet verander. Julle moet dit verstaan. Kom ons gaan aan. Die bewys van Christendom is dat mense God in jou raak sien. En dan laastens, jy kan nie daar stop nie. Jy kan nie net daar stop en sê mense om my kan nou maar net God in my begin raak sien nie. Dis nie goed genoeg nie. Hier's hoekom nie. Want dit los 'n Christen op 'n plek waar hy net werk toe gaan en huis toe gaan en werk toe gaan en huis toe gaan, kom sit in die kerk en gaan huis toe. En dit los ons in 'n plek waar ons totaal en al vergeet, hoekom is jy 'n Christen? Hoekom is jy 'n Christen? En hierdie laaste een is die hart van wat na Pinkster gebeur het. En as jy dit nie kan sê of verwoord nie, dan mis jy hoekom jy 'n Christen ook is. Ek is 'n Christen want ek kan God nie sien nie. My verhouding met hom is stikkend en ek ken hom. Ek weet hy bestaan, maar ek ken hom nie. Maar ek wil hom leer ken en ek kan nie. My verhouding is stikkend. Al hoe ek hierdie verhouding met God kan herstel en hom kan leer ken, is om 'n Christen te wees. Christus is die enigste manier hoe ek God kan ken en Christus is die enigste een op basis wat die verhouding herstel het. Hoekom is jy 'n Christen? Dis die enigste manier om God te ken en die verhouding te herstel. Hoekom is jy ook 'n Christen? Want dis die enigste manier hoe mense liefde in my kan raak sien. Ek is nie nice nie. Die enigste manier hoe ek vir jou kan goed wees is Pinkster. Is as die Heilige Gees dit binne die vrug binne in my bewerk. Is die enigste manier ek my vrou kan lief hê? Is die enigste manier ek 'n goeie pa kan wees? Hoekom is jy 'n Christen? Dis die enigste manier hoe ek 'n nice ou kan wees. Ek ken myself. As die Heilige Gees my nie help nie, as ek rubbish. Hoekom is jy 'n Christen? Dis hoekom. En dan laastens, hoekom is jy 'n Christen? Want almal moet God sien. Almal. Selfs dies wat die hel kies. Selfs die vyand wat ons wil moor en doodmaak. Almal moet God sien. Nie net die Christene wat net hoekom sê, jy's 'n nice mens. Kan ek na jou kerk toe kom? Ons hou van hulle. Dies wat jou haat en jou spot, hulle moet God sien. En hulle gaan nie na jou toe kom nie. Jy gaan na hulle toe moet gaan. Kom as jy 'n Christen. Want ek is op 'n missie. Almal moet God sien. Handelinge 1 vers 8. Wanneer hier die Heilige Gees ons net van gelees het, wat mooi dit maak dat mense God in jou sien. Wanneer die Heilige Gees in julle leef, sal julle krag ontvang. En dan gaan julle oral mense eerstehands van my vertel. Dis nie dat mense God in jou sien nie, jy gaan begin praat. Dis nie dat mense dit sien nie, jy gaan iets sê. Waar gaan jy dit sê? Tot die uithoeke van die aarde. 'n mooi vers vir my gunsteling boek, Filippense 2 vers 10 en 11. So sal by die noem van Jesus se heerlike naam, en jy noem dit by the way, is nie die engele nie, is jy. Jy stap in 'n plek en jy noem sy naam. So sal by die noem van Jesus se heerlike naam elke knie in die hemel en op die aarde en onder die aarde, dis die boses, en elke tong bely, Jesus Christus is die Here. En so sal God verheerlik word. Hoe word God verheerlik? Jy laat elke knie buig. Elke knie sal buig, want as ons doodgaan, gaan elke mens God sien. As ons doodgaan, gaan elke mens God sien. Hoekom is jy so ongeskik? Jy moet hom nou vir hulle wys. Want dit is te laat in die hemel. Want in die hemel is dies wat nie vrywillig afbuk nie,
sy bene word gebreek, hulle word afgedruk. Maar almal se oë gaan oopgemaak word en op aarde hou mense hulle oë toe en jy moet probeer om hulle oë oop te druk. Paulus sê by enige manier moontlik probeer ek mense vir die Here wen. Griek is ek 'n Griek, 'n Jood is ek 'n Jood, vry is ek vry, slaaf is ek slaaf. Hy sê net nie vir 'n vrou is ek 'n vrou en vir 'n man is ek. Maar hy sê ek sal enigiets doen om een siel te red. Want almal moet hom sien. Jy's op 'n missie, Christen. Jy moet vir mense vertel wie God is voor dit te laat is. Jy moet. So daar's my rympie op julle blaadjie. Hoekom is jy 'n Christen? Stikkend, skryf vir jou 'n sinnetjie daar neer wat joune is. Herstel, Paasfees. Skryf vir jou 'n sinnetjie neer wat daar vir jou joune is. Ek is ingebou, net as jy daar is, want nie almal is daar nie. Baie van ons verstaan Pinkster, min mense is in 'n kerk ingebou of in 'n liggaam ingebou. As jy ingebou is oor 'n rukkie en jy het nog nie opgegee en weggeloop nie, dan sê jy vir my iets oor ingebou. Ek is ingebou in die liggaam van Christus. En jy skryf vir my iets daaroor, dis Pinkster. En dis die kerk. En dan laastens, en weer eens, ons is nie almal daar nie, so moenie jok nie, maar as jy daar kom en jy kom agter jy's op 'n missie, al is dit jou buurman, al is dit jou kind, al is dit iemand oor see of 'n sendingorganisasie, dan vertel jy vir my iets van jou missie dat jy uitgestuur is. Hoekom is jy 'n Christen? Jy's stikkend, maar jy's herstel, jy's ingebou, jy's uitgestuur. Stikkend, herstel, ingebou, uitgestuur. Stikkend, herstel, ingebou, uitgestuur. Hoekom is jy 'n Christen? Hoekom is jy 'n Christen? Dit kan nie net wees want jy wil hemel toe gaan nie. Hemel is 'n plek. Ek wil nie hemel toe gaan nie. Ek wil nie hemel toe gaan nie. Ek wil by Jesus wees. Ek wil weet waar hy is. En hemel is waar hy is. En daarom gaan ek hemel toe. Ek wil by Jesus wees. Ek is 'n Christen want ek wil Jesus ken. Ek is 'n Christen want hy maak my so. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die eenvoud van die evangelie, die goeie nuus, hoe eenvoudig dit is vir ons. Help ons om die vermoë te hê, om as Christene 'n gebed uit te bid oor mense wat hom nie sien nie en hom moet sien. Mense wat hom saam met ons sien. Mense met wie ons 'n pad stap. Geef ons die vermoë om te bid oor die mense wat ons liefhet. Met hierdie opdrag, ek is 'n Christen, wat doen ek? Hoekom is ek 'n Christen? Want ek wil mense na die Here toe vat. Ek is 'n Christen want ek sien hom, ek ken hom, ek beleef hom. En ek het iets om te sê. Here, ons gaan 'n lied sing, 'n gebed sing oor onsself. Maar Here, ons wil by Pinkster stil staan en sê ons is uitgestuur. Ons wil hierdie lied sing nie net vir onsself en die vriende in hierdie gebou nie, maar ons wil ook dink aan die mense wat U nie ken nie. Die mense wat U gaan leer ken en ons wil nie hê dit moet wees as dit te laat is nie. Ons dink aan die mense wat nie in ons gemeente op die oomblik sit nie want hulle is in hospitale, hulle is siek, dit gaan nie goed met hulle nie, hulle gemoed is af. Ons dink aan mense wat nog nooit in 'n kerk was vir jare nie of nog nooit in 'n kerk was nie. Ons bid vir ons kinders, ons ouers, ons broers, ons susters. Ons wil die seën van God oor hulle uitput, want die seën van God is Jesus Christus. Hy is die seën en hy is die seën, die enigste beeld. O Gees van God, kom woon hier in ons gebede. En vat U ons gebed as 'n bewys van Christendom en stort ons gebede op hierdie aarde uit. Vir alles ons hulle name ken. Stort ons gebede uit oor die mense wat ons liefhet, Here. En ons sal die verantwoordelikheid dra
Om te sê, kom, stap saam met my. Ek ken hom. Al is ek stikkend. Hy herstel my. Hy het my ingebou. Hy stuur my na jou toe. Ons is so lief vir U, Here. Ontvang ons gebed. Amen. Kom ons sit net so en bid hierdie gebed saam.